En die vraag wat ek vanoggend wil kom vra is, het die Here alles van jou? Of is daar nog 'n stuk van jou wat jy vashou? Of iets anderste? Of iemand anderste? Want julle, daar's net een koning aan wie ons kan en moet onderdanig wees, en dis God die Vader. Ja, Vader, ek wil vra vir ons 'n gesels rondom die woord. Ja, Here, bid ek dat die woord van ons kan kom aktiveer. Dankie, die woord is skerp, tweesnydende swaard, is verdurend in murg en been, siel en gees. O, Here, dankie dat die woord waarheid inhou. Here, u woord is so ryk in waarheid en so ryk in krag. En Vader, my gebed vanoggend, Here, is dat die woord sal posvat in ons harte. So saad wat die saaier saai, Here, u wat die saad kom saai, dat dit kan val op vrugbare grond vanoggend en kan ontkiem in 'n immergroen boom. Here, is 'n boom wat geplant is by 'n rivier, wat vrugte dra op die regte tyd, Here. Wat skade weer gooi vir elkeen wat verbykom en wat net ook 'n bietjie rus. En kom vat van die vrugte en kom eet. Here, dank dat die woord lewendig is. Here, dank dat u in die woord sê dat u woord keer nooit leeg terug nie, maar sou altyd in vervulling gebring word waantoe u dit stuur. En ons bid vir dit vanoggend, Here, dat u woord in vervulling gebring word waantoe u dit ook al stuur in elke hart. Asseblief, Here. Ons prys en ons loof en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek begin vanoggend hierdie skrifvers te lees in Ephesians 6 verse 10 to verse 14 en ek lees hierdie Amplified uit en ons is in die reeks en ons praat oor die geestelike oorlog en dit is belangrik vir ons om te besef dat we are at war. Ons is in 'n geestelike oorlog, of ons dit besef of nie, of jy dit verstaan of nie, of jy dit begryp of nie, ons is in 'n geestelike oorlog. Ek wil lees hierso en Paulus skryf en ons het gepraat oor, ons sien in Efesiërs vers 1 tot vers 3, hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 praat Paulus oor ons geloof, oor Jesus Christus, die kruisdood van Jesus Christus. En dan hier in vanaf hoofstuk 4 tot hoofstuk 6 tot so vers 9 in hoofstuk 6 praat hy oor ons geloof in praktyk. Praat hy oor ons as kind van God, hoe ons dit moet toepas in ons lewe, en dan kom hy hier in hoofstuk 6 vers 10 en dan in die Afrikaans sê hy eintlik broeders. En voor hy kom maak klaar en hy kom vat saam 3 dinge, of hy kom vat alles saam wat ons geestelike lewe bestaan uit 3 dinge. Bestaan uit verhouding met God die Vader. Dit bestaan met dat ons as kind van God moet nou leef as kind van die lewende God in praktyk, in my huwelik, in my gesinslewe, in my werk en waar ek ook al gaan. En dan kom praat hy oor in conclusion oor die geestelike oorlog. En ons lees hierso: In conclusion, be strong in the Lord, draw your strength from him and be empowered through your union with him. Belangrik om te onthou, ons krag in die Here is nie net daarin om Jesus te ken nie, maar om intiem met hom te wees. Want baie van ons claim, en ek praat in hierdie week praat ek met iemand oor baie. Daar's 'n studie gedoen dat ongeveer 70% plus van Suid-Afrika se bevolking is Christene. En ons praat so maar hoeveel is disippels? Want ek dink daar's 'n groot verskil tussen 'n Christen en 'n disipel. Ek dink die woord Christen is iets wat ons maar bygevoeg het om met Christus, ons is Christen, ons is volgelinge van Jesus Christus, maar ek dink 'n Christen, en julle kan met my kom praat nou, dit is 100% reg, maar ek dink 'n Christen is tradisie. Want meeste van ons hier in Riversdal en in Suid-Afrika glo ons is Christene. Hoeveel van ons is disippels? Hoeveel van ons volg Jesus? Groot verskil tussen om Jesus te ken en om hom te volg. Die Fariseërs, die wêreld ken Jesus, maar sy disippels volg hom. Sy apostels volg hom. So was 'n groot verskil om Jesus se volgeling te wees, om hom te ken, en dit gaan oor ons empowerment is through our union with him. Ons krag kom uit ons verhouding met Jesus Christus uit, nie dat ons hom net eenvoudig die naam van Jesus ken nie. So is belangrik om te weet dat wanneer ek krag kry van die Here af, of krag soek van die Here af, is wanneer ek tyd spandeer met God die Vader. Put on the full armor of God, for his precepts are like the splendid armor of a heavily armed soldier. So onthou, die wapenrusting wat die Here gee is nie tweedehands nie. It's like a heavily armed soldier, so that you may be able to successfully stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical
opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. Therefore, put on the complete armor of God, so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the evil day of danger. And having done everything that the crisis demands, to stand firm in your place, fully prepared, immovable and victorious. So die wapenrusting van God die Vader laat ons staan in ons plek. Met ander woorde, ons hou ons grond, ons word nie teruggedruk deur die vyand nie. Ons is volkome voorbereid vir hierdie geestelike oorlog en dat ons is immovable and victorious in die krag en die heiligheid van Jesus Christus. En onthou, ons het in die eerste week te praat ons oor as inleiding, ons is in 'n geestelike oorlog. En of ons dit besef of nie, hierdie oorlog is teen jou, hierdie oorlog is teen jou kinders, hierdie oorlog is teen jou huwelik, hierdie oorlog is teen die skole, hierdie oorlog is teen ons as mens om te val vir die vyand se schemes, vir die wickedness van die vyand. Ons het een ding besef dat we are fighting a battle Jesus has already won. Ons veg 'n geveg wat Jesus klaar oorwin het aan die kruis. En die Bybel sê dat Jesus sê vir ons, in hierdie wêreld gaan julle swaar tye beleef, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So ons veg 'n oorlog wat reeds gewen is deur die bloed van Jesus Christus, en daarom kan jy nie anders as om te veg in en deur Christus Jesus nie. Nou kan ons vra, ja maar Frans, hoe kan ons 'n battle veg wat ons klaar gewen het, of wat Jesus klaar gewen het? En julle, as julle ooit 'n awesome serie soek, kyk House of David. Dit is verskriklik goed. Dit is een van die beste goed ek gekyk het al in my lewe. Nou, David was anointed as koning 20 jaar voordat hy ingestap het in sy appointment as koning. En in daai 20 jaar veg hy teen Goliat. En in daai 20 jaar het hy soveel ontzag vir God die Vader en sy reëls en sy regulasies, dat hy nie sy hand lig teenoor koning Saul nie. Want Dawid het geweet, eintlik, as koning Saul sterf, sou hy koning word. Maar God sal bepaal wanneer hy moes koning word. Dit was nie in Dawid se hande nie. En Dawid het dit geweet. So daarom is dit, in daai 20 jaar, is Dawid 'n vlugteling vir sy hele lewe. Hy kruip tussen grotte weg, of hy kruip in grotte weg om te vlug vir koning Saul. En hy vlug vir 20 jaar totdat hy aanbewind is as koning. Nou ons as kind van God, van ons oomblik die dag van ons redding tot ons appointing in die ewigheid enig, in ons ewige lewe, gaan daar altyd hierdie geveg wees. En dit is soos, en hoor my hart, ek weet seker nou maar tong in die kies, is as ons moan oor die petrolpryse. Dit help niks. Jy gaan petrol ingooi. As ons moan oor, en ons mag, ek sien ons mag nie, en dit is aardig, en dit is, en veral nou in hierdie tyd, dit is presies met hierdie geestelike oorlog so. Ek bedoel nie lelik, maar help nie ons moan oor die geestelike oorlog nie, want dit is so. Berei jouself voor. Ons wil self voorberei met die wapenrusting, want die Here waarsku ons mos teen hierdie geestelike oorlog. So nie enige een van ons kan sê ek het nie geweet nie. Want die Bybel praat daarvan, van hierdie geestelike oorlog. Ons moet besef dat ons kan staande bly. Ons is aan die wenkant. Spoiler alert, Jesus wen. Op die ou eind van die dag is of ons ewige lewe deur die bloed van Jesus Christus. Dan gaan hy verder in vers 14 van hoofstuk 6. Hy sê, so stand firm and hold your ground, having tightened the white band of truth, personal integrity, moral courage around your waist. Ons het 'n paar weke terug te praat oor die gordel van waarheid. En dit is belangrik om te onthou, die gordel wat jy het, is nie 'n dun beld waaraan ons dink nie. Dit is 'n groot breë beld, want jou swaard moet aan 'n beld hang. En die swaard is die woord van God. So met ander woorde, die swaard kan nie sonder die waarheid gaan wat Jesus Christus is nie, want die waarheid het woord geword. Jesus Christus wat die waarheid is, het woord geword, het vlees geword en ons kom leef. En ons het gepraat oor dat die waarheid is Christus Jesus. En die Bybel sê die waarheid, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En ons nie 'n ander fondasie waarop ons kan bou buiten Jesus Christus nie. Hy is die waarheid. Ons gepraat oor die 7 ek is van wie Jesus Christus hy is in die boek Johannes. Dat Jesus is die waarheid en elke een van die 7 statements statements wat Jesus maak, sê hy om vir jou lewe te gee. Ek sê brood van die lewe en alles wat Jesus noem, praat hy en hy gee vir ons lewe en dis wat Johannes 10:10 vir ons sê.
Die dief kom net om te steel, slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed sal hê. So as jy lewe soek vir jou as persoon, vir jou familie en vir jou gesin, is Jesus die enigste opsie. Daar's nie alternatief nie. Daar is nie enigiets anders wat vir jou werklik lewe kan gee buite in Jesus Christus nie. En nee, dit is nie dat ek praat van prosperity gospel nie, dit is absoluut God se woord. Sonder Jesus is daar nie lewe nie, jy kan kies. Dis absoluut ons keuse, wie gaan ons toelaat in ons lewe, wie gaan regeer oor jou hart, wie gaan regeer oor jou gedagtes, dis ons keuse. En ons sing dit vanoggend, I will give you all my worship. Is ons regtig bereid om alles van ons vir Jesus te gee? En ons sing hierdie goed, baie keer. En besef ons dan dat wanneer die woorde wat ons sing, is nie net woorde nie. Dis 'n gebed eintlik. Want daai lied is geskryf deur iemand wat in 'n posisie van hulle lewe was, wat hulle geskryf het, en sê, I will give you all my worship. You alone, I long to worship. En die vraag wat ek vanoggend wil kom vra is, het die Here alles van jou? Of is daar nog 'n stuk van jou wat jy vashou? Of iets anderste? Of iemand anderste? Want julle, daar's net een koning aan wie ons kan en moet onderdanig wees, en dis God die Vader. You cannot serve two kings. Jy kan nie twee koninkryke leef nie. There's only one. So nou kom praat ons oor die volgende een. In vers 14, die laaste stuk sê, and having put on the breastplate of righteousness, an upright heart. Nou vandag gaan ons praat oor die borswapen van geregtigheid. Nou ons weet dit al baie keer en ons het al baie oor dit gepraat in die jaar. Ek dink my derde keer die jaar wat ek oor hierdie praat. Wat ons praat oor bewaar jou hart, want daar is die oorsprong van lewe. Jou hart is 'n baie vital organ. Ons weet dit as die hart nie werk nie, werk die liggaam nie meer nie. So die borswapen van geregtigheid beskerm die hart. Nou ek het in die eerste week gesê dat ek love oorlog flieks en dis hoekom ek ook van House with David hou en dit is so awesome. En terwyl ek besig is met hierdie reeks, besef ek dat elke weermag het sy eie gevegstoerusting. Anders dan sal jy jou vriend doodmaak in die gees of in die oorlog, want jy kan nie sien teen wie jy veg nie. As almal dieselfde uniform het, is daar moeilikheid. So jou uniform, jou gevegstoerusting lyk anderste. En die embleem van ons gevegstoerusting is geregtigheid. Ek gaan nou by dit uitkom. So ja, vanoggend gaan ons weer kortliks praat oor bewaar jou hart. Maar Paulus noem hierdie die borswapen van geregtigheid. The breastplate of righteousness. En in my oë, ek het nie skrif vir dit, maar in my oë is die embleem met wie ons hoekom ons veg, is geregtigheid. Want geregtigheid is die uitvloei van die evangelie. Geregtigheid is die produk van die evangelie, die kruisdood van Jesus Christus. Okay, so wat is geregtigheid? Hoe verstaan ek en u geregtigheid vanoggend? Want vir ons om te besef wat geregtigheid is, weet ons, okay, maar wanneer ek die borswapen van geregtigheid aan het, beskerm dit my hart, maar dit gee vir my iets ook, dit gee vir my right standing met God die Vader. So vir ons moet ons verstaan wat geregtigheid is. Nou ons lewe in 'n tyd van 'n reward stelsel, met ander beloningsstelsel. Met ander woorde, ek doen iets sodat ek kan beloon word vir dit wat ek doen. Ek oefen, ek speel rugby, ons wen, ek kry 'n beker. So dit wat my poging tot wat ek eendag behaal, kry ek dan as om te sê dankie dat jy dit gedoen het. Die geregtigheid, righteousness beteken, it's not about your works. Broers en susters, ek wil vanoggend vir jou sê, daar's niks wat jy kan doen wat maak dat jy geregverdig word voor God nie. Geregtigheid is nie jou poging tot 'n kind van God nie. Geregtigheid is alleenlik gevind deur die aanvaarding van die kruisdood van Jesus Christus. Want ons niks wat ek en jy kan doen wat maak dat ons Jesus se redding verdien of regverdig nie. Ons is gebroke mense en ons is in groot moeilikheid. En dis hoekom Jesus vir ons kom sterf, want ons niks wat jy kan doen wat maak dat dit regverdig dat Jesus vir jou en vir my kom sterf het nie. Al is jy nie bediening, al doen jy wat se werk ook al gee jy vir armes, al doen jy al hierdie goed,
Ons kan nie hierdie werke doen en die gedagte om te dink, okay, God sal my aanvaar dan nie. Ek verdien dan dit, want dit Bybel sê duidelik vir ons, is nie uit verdienste uit nie, maar alleen uit genade. Hoekom? Want as dit uit verdienste uit is, kan ek mos roem in myself. En dan in my kop sê dit vir my, dan is dan ons 'n meriete stelsel in die hemel. Met ander woorde, die wat die meeste werke doen, kry die meeste eer. Ons gaan later by dit uitkom, die Bybel praat van ons gaan beloon word vir ons werke, maar dis nie werke tot geregtigheid nie. Dis werke as gevolg van die geregtigheid. Omdat ek in geregtigheid staan, omdat ek in right standing met Jesus Christus is, daarom wil ek niks doen wat my verhouding met hom kan skade bring nie. Want ons niks wat ons kan doen, goeie mense, good people don't go to heaven, believers do. Groot verskil. Hoor gou hierso, Paulus skryf die volgende in Filippus 3 vers 4 tot vers 9. Net gou vinnig, Paulus kom praat oor sy poging hierso tot geregtigheid. So hou dit in gedagte. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. Nou Paulus praat nie van die vleeslike soos die sonde, en hy praat van sy poging in die vlees, hoor hierso. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. So Paulus sê eintlik, my werke is meer as enige een van julle sin hier. Hy sê, ek is besny op die 8de dag. So hierso kom gee hy sy resume. Ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Ek is die een wat die wet teach, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente. In ander woorde, ek het Christus vervolg, ek het die gemeente vervolg, omdat hulle nie gedoen het wat die wet vereis nie. Hy gaan verder, hy sê, wat die geregtigheid in die wet betref, onberisplik. In ander woorde, ek onderhou die wet. Dis wat Paulus sê hier, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, as drek beskou. Om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie. Gou vinnig hier, Paulus kom praat nie teen die wet nie. Hy kom beklemtoon sy werke as gevolg van die wet. Want die wet was daar, elke jaar kom die hoëpriester in die sonde van die volk was op die bokkie gewees, en hulle stap in die Holies of Holies in, en hy bring die offer, en as die priester uitkom, dan is hy, dankie tog, die Here die offer aanvaar. Ons sondes, the day of atonement has begun. Met ander woorde, nou is my sonde vergewe, en elke jaar was dit dieselfde, oor en oor en oor. En dis wat Paulus kom sê hier vir ons. Dat dit was net daar om die sonde te bedek, en God het dit gedoen uit sy hart, sodat mense voor hom kan kom staan weer in the day of atonement. En op die perfekte geskikte dag stuur God die perfekte offerlam om die sonde nie te bedek nie, om dit weg te neem. En dis wat Paulus kom beklemtoon, hy beklemtoon sy poging tot geregtigheid werk nie. Hy sê maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Wie is die geregtigheid uit God? Jesus Christus. So Paulus sê eintlik, ek as daar iemand is wat die reg het om te kan roem, om deur dit wat hy gedoen het, is dit ek. Ek het alles gedoen wat dit nodig is, maar my poging faal in vergelyking met wat God kom doen het vir ons aan die kruis. So Paulus kom beklemtoon dat my werke en my poging tot geregtigheid altyd, maar altyd sal faal. Jou werke tot geregtigheid sal altyd onsuksesvol wees, want geregtigheid is nie deur jou nie, dis deur die bloed van Jesus Christus. En elke liewe ander godsdienst en geloof gaan oor die mense poging tot geregtigheid. Die moslims glo dat ek moet 'n goeie mens is, en dis hoekom hulle so goeie mense is met dit wat hulle doen met hulle besittings, maar ek moet 'n goeie mens wees, 'n goeie lewe leef, sodat ek kan ingaan by my God eendag. Almal glo dit, die mensdom, dit is die mense se denkwyse. Ons geloof is die enigste geloof waar God vir sy mense die prys kom betaal het, en dis die verskil tussen ons en die wêreld. Dat Jesus
het klaar die prys kom betaal vir jou. Jy hoef nie te poog tot geregtigheid nie, want ons werke is klaar, of nie deur ons werke nie, maar Jesus Christus het kom sterf aan die kruis vir ons sondes. Waar sien ons eerste keer die mense poging tot bedekking van sonde? Adam en Eva. Die moment toe hulle sondig, toe besef hulle skaal, en hulle poog om vir hulle klere te maak van vye blare, en hulle het gesien hulle is naak. En die Here stap in die tuin, hy roep, Adam, waar is julle? En hulle kom uit, hulle sê, ekskuus Here, ons het geweet, ons is naak, en ons het weggekruip. En die Here sê, Adam, het jy geëet van die boom van goed en kwaad, wat ek jou nie beveel het om te doen nie. En God die Vader slag 'n dier, bloed het gevloei, en hy bedek hulle naakheid. Met ander woorde, Jesus wou nog, God die Vader nog altyd gehad het, ons het na hom te kom. So wat moes Adam en Eva doen? Obviously, hulle moes nie die ongehoorsaam wees nie, maar hulle moes na God gaan en sê, Here, ons is so jammer. Ons het gesondig. En ons sien dit baie keer. Wanneer ons deur moeilike tyd gaan, of wanneer ons sondig, of wat ook al hardloop, ons eerder weg van die Here af, en dink ons kan wegkruip vir die Here, in plaas van ons sê, Vader, waar is U? Ek het gesondig. Here, waar is U? Ek is ver, want die Here bring vir ons daai geregtigheid. Soveel van ons tyd as mens is ons vasgevang dat ek moet net beter wees. Ek moet meer dit, ek moet minder dit, ek moet nie meer dit nie, ek moet nie meer dit nie. En ons volg die leuen van die vyand om so te groot, ek moet probeer beter wees, dat deur my werke regverdig God my, sodat ek kan naby kom, dat ons hele lewe lang probeer beter wees, en nie by die Here uitkom nie. Broers en susters, geregtigheid kan nie gevind word in my poging nie. Geregtigheid word gevind in Christus Jesus. Ek dink as ons hierdie waarheid ken van geregtigheid is nie deur my nie, maar uit God maak dit ons los van ons poging tot geregtigheid na 'n lewe van geregtigheid. So wat behels dit dan nou vir ons? Sal ons aanhou sonde omdat God se genade groot is? No ways. No. Omdat God se genade groot is, omdat hy heilig is, omdat hy die prys betaal het om te weet, Here, is nie deur my poging nie, U die prys betaal vir my sodat ek kan naderkom. Here, wil ek niks doen wat U hartseer maak nie. Dis waar ons lewe van geregtigheid nou inkom, ons werke van geregtigheid. Om te weet, maar dis nie my poging nie. Jesus het die prys betaal klaar vir jou om nader te kom. Want jy kan dit nie self doen nie. En die Here het geweet. En dis hoekom hy vir Jesus Christus gestuur het. Om te weet, maar ek dink nou dag dink ek ook wel ruk terug. Imagine terwyl Jesus aan die kruis hang, sê hy, Vader, hier is genoeg, en hy sê, julle, hier is julle skuld, sterkte. Hierdie wat hierso gebeur, hierdie onheil is nie op my nie. Dis op julle. Sorry. Maar Jesus hang aan die kruis, want hy moes sterf. Anders sal nie een van ons nader kom in geregtigheid, to be in right standing met God die Vader nie. Hoor gou die amazing vers in 2 Korintiërs 5 vers 21. He made Christ who knew no sin to judicially be sin on our behalf, so that in him we would become the righteousness of God, that is, we would be made acceptable to him and placed in a right relationship with him by his gracious loving kindness. You are placed in the right relationship with God, not because of your works, but because of Jesus Christ. Jy is geplaas in 'n regte verhouding, in die regte rigting, nie deur jou werke nie, maar deur die geregtigheid van God die Vader. So verstaan ons wanneer Paulus sê, the breastplate of righteousness, die borswapen van geregtigheid, besef ek, en dis die embleem wat ons dra. Want ons is geregverdig deur Jesus Christus, deur die evangelie, deur die kruisdood van Jesus Christus, deur ek hom aanvaar as verlosser en saligmaker, word ek in right standing geplaas, in geregtigheid geplaas, my verhouding met God is verenig deur die bloed van Jesus Christus, en uit dit uit, juis omdat God dit gedoen het, juis omdat sy genade groter is, wil ek nie sonde doen nie. En dis wat geregtigheid beteken. Jy word aanvaar deur God alleenlik as gevolg van Jesus Christus, nie op grond van wat jy gedoen het nie. Nou ja, ek weet die Bybel praat van ons beloning as kind van God. Jesus sê ook in Openbaring, kyk, ek kom gou en my loon is met my. Ons weet ook dat Paulus praat en hy sê dat niemand kan 'n ander fondasie lê as wat klaar gelê is nie, dit is Christus Jesus, maar elkeen se werke sal in die lig kom.
hoe jy gaan bou op hierdie fondasie van Jesus Christus, met goud, silwer, kosbare stene of goud, hooi of stoppels. So elkeen van ons gaan beloning kry in ewigheid eendag. En die Bybel praat daarvan van die 10 minas. Elke een kry dieselfde hoeveelheid. Ek praat nie van die talente nie. Elkeen kry 10, elke liewe een. En die Here gaan kom eendag en vir ons rekenskap vereis hoe ons gewoeker het met ons gawe, met ons werke vanuit geregtigheid. Ons kan nie nou net een kant sit en niks doen nie. En dink dankie tog ek is gered en ek wag nou vir Jesus Christus om te kom eendag nie. Saved people serve. Hoe gaan jou buurman van Jesus hoor as jy wat Jesus het nie gaan om te gaan getuig van wie Jesus Christus is nie? As jy in 'n regte verhouding met Jesus staan, kan ons nie selfsugtig wees en dink maar ek wil dit nie vir myself hê nie. Jy moet mense bring na daai plek toe waar mense besef maar okay, dis nie my poging nie, want ons word so vasgevang in die lewe. Ons probeer soveel beter wees dat ons nie eintlik by die punt uitkom, die hoofpunt van bekering nie. Ons werke gaan dit nie maak nie. Ons gaan nie eendag voor Jesus Christus staan en eers die beloning kry en dan gaan hy kyk na ons ewige lewe nie. So onthou, ons moet arbei in Jesus Christus, maar is nie werke van redding of werke vir geregtigheid nie, is vanuit geregtigheid. Want ons gaan eendag voor Jesus Christus staan en dan gaan eers gekyk word, het jy die ewige lewe, het jy my aangeneem as verlosser en saligmaker of nie, en dan kry jy jou beloning. Want die fondasie gaan eers getoets word. Dit help nie jy het al die werke, maar nie Jesus Christus nie. Want ons geregtigheid vloei uit 'n plek van verhouding. Vloei uit 'n plek van dit wat Christus vir ons kom doen het in ons lewe. Die probleem as ons dink dat ek kan geregtigheid verdien of geregtig word deur my werke, kan ek een van 2 dinge word of kies. Ons word self-righteous. Ons kom op 'n plek wat ons vergelyk met ander mense. Ons word self-righteous en dink dankie tog ek is nie soos hierdie mense nie. Dankie tog ek is nie soos die ongelowiges nie. Dankie tog ek doen nie hierdie goed nie. Dankie tog ek kom kerk toe, dankie tog ek lees die woord, dankie tog ek is 'n goeie mens, dankie tog. Ons raak self-righteous. En ons dink maar dis deur my werke wat ek my posisie in die hemel kry eendag. Of ons raak minderwaardig. Ons voel nie goed genoeg nie. Want ons kyk na ander mense en dink jy's maar hulle doen soveel goed vir die Here. En ek is maar net hier. Ons raak minderwaardig omdat ons self vergelyk met ander mense. Dit veroorsaak dat ons mense dophou en dink ons is beter as hulle, so ons kry pride. Die oupa grootjie van alle sonde is trots. Die oersonde, die eerste sonde is nie Adam en Eva hulle nie, is pride. Lucifer het pride in sy hart gehad omdat hy gedink het ek kan beter. Omdat hy hom wou verhef bo die troon van God die Vader. Hy wil op die troon van God sit. En dis wat gebeur as ons self-righteous word. Ons dink ons is beter as ander mense. Of wat veroorsaak as ander dophou en dink ek doen te min. Ek's nie goed genoeg nie. Ek verdien nie God se vergifnis nie en jy's so reg, jy doen nie. Nie een van ons doen nie. Maar hy gee dit vir ons sonder verdienste. Dit is en sal altyd genade wees. That you would take my place and that you would bear my cross. So that I might become the righteousness of God. Besef u wat geregtigheid beteken vir jou en vir my. Dis nie deur ons werke nie, maar is absoluut alleenlik deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Want weer eens, wanneer ons voor Jesus staan eendag, gaan daar eers gekyk word na ons redding, voordat daar gekyk word na ons dade, na ons beloning. Romeine 1 vers 16 tot vers 17 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elke een wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. En dis hoekom ek sê, toe ek hierdie lees, besef ek, toe dink ek, maar Here, geregtigheid is ons embleem. Want as gevolg van die kruisdood van Jesus Christus, ek my nie skaam vir die evangelie, maar as krag en redding vir elkeen van dit glo, uit dit vloei geregtigheid. Dis die geregtigheid is die produk van die evangelie in my lewe. Dat ek word geregtig. Ek word in geregtigheid geplaas, in die regte verhouding met God geplaas, nie deur my werke nie, maar deur die bloed van Jesus Christus.
En julle, hoeveel van ons voel minderwaardig omdat ons voel, Here, ek maak dit nie. Besef u dat jy dit klaar gemaak deur die bloed van Jesus Christus. En daarom glo ek ook nie dat mense sê almal is kinders van God nie. Want dan hoekom het Jesus kom sterf dan spesifiek vir geregtigheid? Sodat ons in right standing met hom kan wees, as almal outomaties net in right standing met God die Vader is. So ons lewe in 'n era waar hierdie goed gepreek word, dat almal is kinders van God. Nou wys. As jy 'n bloedgewaste kind van God is, dan is jy 'n kind van God. Jou gees getuig saam met God se gees dat ek is 'n kind van die lewende God. Die probleem as ons dink dat ons almal is kinders van God, gaan daar nie 'n accountability wees teenoor Jesus Christus nie. Gaan daar nie 'n besluit van jou af wees wat sê ek moet Jesus volg nie, ek is in die moeilikheid, ek is verlore, ek besef my poging maak dit nie, daar's niks, ek is nie 'n goeie mens nie, daar's niks wat ek kan doen wat maak dat ek die vergifnis verdien nie, maar daarom het ek Jesus Christus nodig. Want sonder Jesus is ons in die moeilikheid. Want Jesus is die enigste manier na geregtigheid toe, na right standing met God die Vader. Ons het in die begin gesê dat die borswapen van geregtigheid beskerm jou hart. En sonder jou hart is daar nie lewe nie. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van lewe. En julle, hierdie is nie nuwe goed nie. Hierdie is niets nie. Paulus skryf ook en hy sê, dit hinder my nie om dieselfde goed wil en oor te sê nie. Hierdie is iets wat ons almal ken. Is 'n skrifvers wat ons op ons as 'n yskas magneet sit. Dit is 'n WhatsApp status vers wat ons baie keer hoor en sê en selfs iewers sit, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daar is die oorspronge van lewe. Maar besef ons die impak en die effek van hierdie vers, dat alles wat jy doen vloei uit jou hart uit. As jou hart negatief is jou aksies negatief. As jou hart bly is jy bly, as jou aksies bly. So as daar korrupsie in jou hart is, as die vyand jou hart het of besit, kan hy doen met jou net wat jy wil, net wat hy wil. Maar die oomblik as jy staan in die krag van God die Vader en jy bewaar jou hart, kan jy vir die vyand sê, uit my lewe uit in die naam van Jesus Christus, en hy sal van jou wegvlug. Want ons onderwerp ons aan die geregtigheid van God die Vader. Jou aksies wys wat in jou hart aangaan. Ons het al seker daai spreekwoord gehoor, jy draai jou hart op jou mou, is dit regte? Dankie tog. Beteken mense kan sien hoe jy voel. Mense kan sien wanneer jy geïrriteerd is. Mense kan sien wanneer jy kwaad is. Mense kan sien wanneer jy bly is. Aan die woorde, alles wat jy doen kom uit die oorsprong van jou hart uit. En dis hoekom Jesus sê, of die woord van God sê, bewaar jou hart. Alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van lewe. Alles wat jy doen, vloei uit hoe jy voel. Hoe jy met mense werk, hoe jy met jou eggenoot werk, hoe jy met jou kinders werk, selfs jou verhouding met Jesus Christus. Alles kom uit die kondisie van jou hart. So dis hoekom dit belangrik vir ons is om die borswapen van geregtigheid aan te trek, dat ons hart sal bewaar. Want julle hoef vandag kan die vyand ons hart kom korrup maak. Ons sien dit baie keer en ons sien dit in Elia ook. Man, hy doen 'n kragtige werk. Maak die Baalprofete dood, bid vuur die hemel uit. En Jezebel kom en sy sê, ek gaan jou doodmaak, Elia. Man, in 'n oogwink vlug hy ou. In plaas van dat hy na haar toe gaan en haar bestraf en sy dood neerval en oopbars en wurms uit haar uitkom, hardloop hy weg, vlug hy vir sy lewe en hy vlug en hy lê onder die besembos en hy sê, ek's niks beter as my voorvaders nie, Here, ek wens ek gaan dood. Die man het nou net 'n paar dae terug het hy vuur die hemel uitgebid. Maar nou oogwink, as ons nie versigtig is, hy kom die vyand en hy beïnvloed ons hart, hy beïnvloed dit deur dit wat ons sien, deur dit wat ons hoor. Deur dit wat ons ervaar, ons ervaring in hierdie wêreld. Want ons is emosionele wesens. Daar's dinge wat gebeur in ons lewe en dit trigger goed in ons lewe en dis hoekom die Bybel sê bewaar jou hart. Want in 'n oogwink wil jy sê, Here, ek wil nie meer nie. Ek's klaar. Dawid skryf die volgende in Psalm 139 vers 23 tot vers 24. Hy sê, search me thoroughly. Hy sê, search me thoroughly, O God, and know my heart, test me and know my anxious thoughts, and see if there is any wicked or hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Dawid ken wanneer jou hart beïnvloed word.
Dawid het dit eerstens gesien met koning Saul. Dawid het dit gesien en ervaar eerstens het hy beleef deur ongehoorsaamheid en oor die eie ek het hy gesien hoe korrup jou hart kan word. Dawid het dit self beleef toe hy vir Batseba dopgehou het terwyl hy op sy balkon staan. Nou, ek dink dit is ook haar skuld, want wie bad bo op die dak? Ek meen, dit is warm daar, seker so, ek weet nie, maar en in 'n oogwink val sy hart verlast. In 'n oogwink. Bewaar jou hart van alles wat bewaar moet word, want Dawid ken dit, Dawid weet hoe dit is en hy het dit eerstens gesien en beleef in sy lewe, en Dawid kom, hy sê, toets my, Here, toets my, search me thoroughly, deursoek my, Here, en kyk of daar nie wickedness in my is nie, deurgrond my. Hoor wat sê Jeremia 17 vers 9 tot vers 10, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. En voor die Here sê, the heart is deceitful above all else. Wie ken die hart? Dit is asof die Here sê, ek ken jou hart. En dit is ook met belangrik is vir ons, om op 'n punt te kom van ons lewe, waar ons vir die Here vra, Here, soek my hart. Deursoek my hart, Here. Ek dink dit is baie keer iets wat ons moet doen, ons moet introspeksie doen in ons lewe. Want dan kom tye wat ons dalk die wapenrusting afval en weer eens julle, ek word nie betaal om dit te sê nie, maar man, gaan kyk House of David. Dit is so goed en ek dink die hele tyd daaraan hoe hulle die wapenrusting aantrek en hulle gordel en die swaard wat daarin is en dink ek, yes, dit is so cool. En hulle kan veg en hulle kan mekaar uitken, want soos anderste is dit veg hulle teen mekaar. Dra jou wapenrusting elke dag. En ek wil nie die vyand enige eer gee nie, maar die vyand is akkuraat met sy pile. Ons dien 'n vyand, ek wil amper sê wat nie mis nie. En hy weet waarvoor om te mik. Hy weet waar is daai soft spots. Hy weet waar is ons blind spots. Die vyand mis bittermin. Hy mis alleenlik wanneer ons die wapenrusting aan het en die skild van geloof om wat te doen? Om die vuurige pile van die vyand af te keer. Die vyand kan nie raak skiet as ons die wapenrusting aan het nie. Die vyand kan nie jou hart penetreer as jy nie die borswapen van geregtigheid het nie. En die Amplify, Paulus sê dit so mooi, hy sê like a heavily armed soldier. Aan die woorde, jy's gepanser wanneer jy die wapenrusting van God aan het. So julle mag ons die borswapen van geregtigheid aantrek, om te weet, maar dit is die embleem, is geregtigheid. Want geen ander geloof bring vir ons geregtigheid nie. Geen ander daad bring vir ons righteousness nie. Net die bloed van Jesus Christus. En uit dit regverdige geregtigheid, right standing, is die produk van die bloed van Jesus Christus. Dit is nog altyd sy plan, om ons te bring wat ver is, om ons te bring na 'n plek toe van geregtigheid, sodat ons in 'n verhouding met God kan wees. So ek wil vanoggend vra, het jy jou wapenrusting aan, of het jy 'n bietjie vergeet in hierdie week? Trek die volle wapenrusting van God aan, sê die woord, sodat jy kan staan en bly in die liste van die vyand. En mag ons besef, Here, is nie deur my poging nie, nie deur my werk nie. So ek wil vir jou vra, en ja, in dit, ek sê nie nou jy moet niks doen nie, en in dit wil ons nie sleg wees nie, in dit wil ons nie verkeerde goed doen nie. Maar spandeer tyd met die Here in plaas van om te sê, ek moet ophou dit en ek probeer ophou dit. Spandeer net tyd met die Here en hy sal jou outomaties reinig van dit wat hy nie wil hê in jou hart nie. So al die tyd wat jy probeer om te weer beter wees, goed, maar spandeer tyd by Jesus Christus. Want dis waar ons krag kry met intimacy met Jesus Christus, met kwaliteit tyd met Jesus Christus. Trek die volle wapenrusting van God aan. Want of ons dit besef of nie, jy en ek is in 'n geestelike oorlog. Jou gesin, jou familie, jou dorp, die mense om jou, almal van ons hier is in 'n geestelike oorlog. Of ons dit besef of nie. Trek jou wapenrusting aan, sodat ons kan sien wie saam met ons veg, dat ons jou kan kom help op die regte tyd. Amen, kom ons bid. Vader, dankie. Here, dankie dat U ons eintlik 'n bietjie amper sê las van ons skouers afhaal.
Om te weet, Here, is nie my poging nie. Here, want ons kan onsself so afkraak en afbreek in ons gedagtes en ons hart. En ons is nie goed genoeg vir U nie. Here, en dan wanneer ons deur dit moeilike goed gaan of ons het net lui geword, Here, dan dadelik voel ons, Here, U het my verwerp. Here, maar geregtigheid is betaal deur die bloed van Jesus Christus. Gelukkig nie deur my werke nie. Want Here, as U ons moet geregverdig het op grond van ons dade, Here, dink ek nie daar so baie mense gewees het wat gered is nie. Maar Here, ons is in right standing, aanleenlikheid verhouding met Jesus Christus. En Vader, kom help ons om die borswapen aan te hê, die borswapen van geregtigheid, sodat ons weet, Here, is not by my works, but it's by the deeds of Jesus Christ. Here, U het my kom red, Here. Ek verdien nie vergifnis nie, maar ek aanvaar dit, want ek weet daar's nie 'n ander manier nie. En Here, mag ons bietjie losmaak van daai gewig om te sê, maar ek moet. Want hy sê, Here, ek wil net U dien, al die dae van my lewe, en in dit wil ek niks doen wat U skade doen nie. Here, ek vra dat U elkeen van ons kan kom seën in hierdie oggend, Here, kom vou ons toe met die liefde en die vreugde en die vrede. En Here, as ons op vakansie gaan, Here, kom seën ons asseblief. As ons is so bly, Here, wees met ons, dat ons net regtig kan, soos laasweek gepraat het oor hy Selah, net bietjie rus, asseblief, Here, rus in Christus Jesus. Nie 'n breekvat vir ons geloof ook nie. Here, ons het so baie keer sê ons die grootste verskoning is ek is te besig. En Here, Jesus, in Desember wanneer die werk klaar maak en al daai goed, het ons nie verskoning om te sê ek is te besig nie. So Here, mag ons ook in hierdie Desember rus in Christus Jesus, asseblief, Vader. Here, kom vul ons met krag. Kom hou ons staande asseblief, Here, en mag ons sommer deur Efesiërs werk hierdie week, dat ons sal kan sien, Here, dit gaan oor Jesus Christus, is altyd Jesus Christus eerste, en dan die praktyk, hoe pas ek dit toe in my lewe, en dan in conclusion, jy moet veg, jy is in 'n geestelike oorlog. En Here, nie is van ons wat dit beleef en dit sien. En so Vader, vra ek, as jy van ons is wat gewond is, wat regtig gebed nodig het vanoggend, dat hulle soms ook kan agterbly, Here, as dat ons vir hulle bid asseblief. Want Here, U sê ook vir ons dat die verpligting rus op ons van die wat sterker in die geloof is, nie hoogmoedig nie, maar wat dalk nie nou deur moeilike tyd gaan nie, om die te ondersteun wat nou bietjie swak is. En Here, ons wil dit doen vanoggend. En as U is van ons wat hier sit en sê ek het net 'n bietjie gebed nodig, vir wat se saak ook al, as jy net vanoggend bietjie swak voel, bly net sit, dan sal ons vir julle bid. En Vader, wees met ons nie die week, en Here, beskerm ons, boet en bewaar ons, en hou ons oë gefokus op Jesus Christus al die dae van ons lewe. Here, ons het U so lief, en ons dankie vir alles, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.